Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, hierdie is 'n goshawk, eintlik 'n jong goshawk en gewoonlik word hulle nogal baie maklik verwar met van die ander meer volwasse roofvoëls wat daar mag wees, oor hulle baie naby aan dieselfde lyk dan ook. Maar waarna hulle wel uitgeken word is die pink-oranje pote of bene wat daar is en op die agterkant van die bek waar die pink en die oranje ook voorkom. So dis hoe hulle dan onderskei word van baie van die ander roofvoëls dan ook. Algemeen kom hulle in die Kalahari voor, hulle vang muise en slange en akedisse, so ietsie waarvoor u gerus kan uitkyk as u dan ook daar mag besoek dan. So liewe vriende, wil ons dan ook so met u deel dat wat daar is in 2 Korintiërs 5:17, weer eens, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. En vanoggend is daar iemand anders in die Bybel van wie ons lees wie geweldig sekerlik 'n voorbeeld is van iemand wat nuut geword het nadat hy tot bekering gekom het, en dis die duiwelbesetene van Gadara, waarvan ons lees in die Bybel dan ook. Ons lees dat hy het 'n nuwe natuur ontvang. Nou hierdie man was vol van die duiwel gewees en hulle kon hom selfs nie met ketTINGS bind nie, die mense het geen beheer oor hom gehad nie. Maar nou lees ons in Lukas 8:35, daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het en hulle het by Jesus gekom en die man gevind uit wie die duiwels uitgevaar het, terwyl hy aan die voete van Jesus sit, gekleed by sy verstand en hulle het gevrees. So liewe vriende, hier kom hierdie man by die Here dryf die duiwels uit, hierdie man kom tot bekering en hy ontvang 'n heeltemal 'n nuwe natuur, 'n natuur wat God openbaar, 'n natuur waar daar vrede is en dat hy sekerlik verlos is van hierdie bose mag wat oor hom beheer gehad het. So dit is presies dit wat bekering is, dit is presies dit wat redding is. Ons word verlos van Satans mag. Die duiwel, ons is nie meer kinders van die duiwel nie, iemand word 'n kind van God gemaak, word nuut, en dis die wonderlikheid van wat die Here Jesus vir 'n mens kan kom doen dan ook. Behalwe dat sy natuur nuut geword het, het hy ook die geweldige begeerte gehad, hy wil die Here Jesus volg, of laat ons eerder so sê, hy wil in die teenwoordigheid van die Here bly. Lukas 8:38 sê, en die man uit wie die duiwels uitgevaar het hom gebid en om by hom te kan bly, maar Jesus het hom laat gaan en gesê. Nou net hier die eerste saak in hierdie vers, hy wou by die Here bly, en dis 'n duidelike teken sekerlik van iemand wat waarlik tot bekering gekom het, hulle wil in die teenwoordigheid van die Here wees. Nie hoef nie te smeek en te soebat om in God se teenwoordigheid te kom nie, hulle wil die Bybel lees, hulle wil by die kerk kom, hulle wil by die bidure self wees, hulle wil daar wees, want die Here het hulle siel gered, uit liefde, uit dankbaarheid vir wat die Here vir hulle kom doen het. Die Here Jesus het net vir so iemand wonderlik geword, en hulle wil in die teenwoordigheid van die Here vertoef. 'n verdere saak dan is, liewe vriende, is dat hy 'n getuie geword. Waarom kon hy nie by die Here bly nie? Want die Here het vir hom gesê dat hy getuie moet gaan wees. Lukas 8:39 sê, gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. En dis die wonderlike saak, liewe vriende, dat hy dit gaan vertel het, die groot dinge wat God aan hom gedoen het, die groot dinge wat die Here Jesus aan hom kom doen het, die Here het hom verlos van Satans mag, hy het verander, hy het nuut geword, en dis die wonderlikheid daarvan. U sien, as iemand waarlik tot bekering kom, kan dit nie anders as dat die Here vir u sal sê, gaan getuig, gaan vertel van dit wat die Here ook vir u kom doen het, en mag u dit ook so ervaar, en mag u dit ook so doen, mag u daarvan kan getuig. As jy nie daarvan kan getuig dat die Here u nuut gemaak het nie, dan moet jy vanoggend weet, jy is nog nie 'n kind van die Here nie. En nie nodig om na die Here Jesus toe te kom en sê, Here, kom red my, kom maak my 'n kind, dat jy 'n duidelike sekere getuienis kan vertel dat die Here u siel gered het. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u kosbare siele red. Dankie dat die mense se lewe totaal en al verander en verlos van enige Satans mag, en ook hulle wat vandag mag kom, mag u dit ook so vir hulle doen. Amen.